Nou, ons tema vir vandag is, jy sê jy gaan hemel toe, watter een? Nou, dit is 'n algemene ding. As jy vir jou vrou vra, waar gaan sy? Nee, gaan kruideniers koop. Jy hoef haar nie 'n GPS te gee om by Pick n Pay te kom. Sy weet waar dit is. So eenvoudig soos dit. Ons manne, as jy sê, ons gaan gou by breakfast raak. Ja, waar gaan ons? Muldersdrift toe, gaaf. Almal weet waar dit is. Die probleem egter kom daarby in. As ons sê ons gaan hemel toe, hoe weet jy gaan daar uitkom? Wat se GPS gebruik jy? En ons weet, daar's net een GPS en dis hierdie ouetjie. Daar's nie 'n ander ding wat jy dink jy gaan daar uitkom nie. Jy moet weet. Want as jy afry Pick n Pay toe, dan weet jy 3de straat draai links, 5de straat draai regs en dan gaan jy. En jy kom daarby uit. Maar die hemel, en dan gaan van ons lees Matteus 13. En Jesus het met hulle gepraat en hy het deur gelykenisse tot hulle gespreek en gesê, saaier het uitgegaan om te saai, terwyl hy saai, val 'n deel langs die pad en die voëls het gekom en dit opgeëet, en 'n ander deel het op rotsagtige plekke geval waar nie baie grond was nie, en dadelik het dit opgekom, omdat daar geen diepte van die grond was. Maar toe die son opgaan is dit verskroei, omdat dit geen wortel gehad het, het dit verdroog. En 'n ander deel het in die dorings geval en die dorings het opgekom en verstik. En 'n ander deel het in die goeie grond geval en vrug opgelewer, 100, ander 60 en ander 30voudig. Wie oor het om te hoor, laat hom hoor. Dis interessant, nou ry jy gou Pick n Pay toe, maar jy kry papwiel. Wie bel jy? Man lief, kom help, te papwiel. Dis dieselfde met die lewe. Jy dink jy gaan by dinge uitkom, maar jy kom nie altyd daarby uit nie. Want Jesus sê toe vir hulle, omdat dit aan julle gegee is om die verborgenhede van die koninkryk van die hemel te ken, maar aan die mense is dit nie gegee nie. En hy antwoord en sê, julle ken ten dele, en julle met die koninkryk van die hemel ken, maar aan hulle is dit nie gegee nie. Nou, die ding is, as jy altyd met God besig is, dan gaan hy jou dinge openbaar, hy gaan vir jou dinge wys, hy gaan vir jou sê wat jy moet doen, en ons ken daai ding soos ek nou vir ons uiteengesit het. Siel, gees, liggaam. Jy kry daai gevoel hier binne wat vir jou sê, jy moet nou mooi luister, jy moet nou wakker wees. Nou ek het vir ons so vinnige, ek wil amper sê padkaart opgetrek van die hemel. Ons het nou baie van die hemel gehoor. Ons weet die Here bly daar. Ons praat van die 3de hemel en die 2de hemel en die 1ste hemel. En ons praat van die hel. Het jy al mooi gedink, waar sit al hierdie plekke? Waar is elke een in jou lewe? Gooi hom vir ons op asseblief. Nou, daar het ons die uitleg van hoe dit lê. Ek gaan nie al die verse met ons behandel nie, maar die 3de hemel, soos ons daar weet, dis die woonplek van God. God die Vader en die engele bly daar. Hulle is almal daar besig. En as julle dit wil weet of nie wil weet nie, elke dag is jy en ek se naam word dit voor God genoem. Nommer 1. Nommer 2, as jy met God praat, dan weet hy dit. So, dis hoekom jou gebedslewe so belangrik is. Dat jy kan kommunikeer met God, want dit wat jy bid, die woord leer ons, ek gaan ook nie daai verse lees nou nie, maar die woord leer ons, die engele vat dit in 'n bak, en gee dit vir die Here, en sê, Jan het gebid, hier is sy gebed, Koos het gebid, hier is sy gebed, Sannie het gebid, hier is haar gebed. En God luister na dit, en soos ek altyd sê, God antwoord, hy gee vir jou altyd 'n antwoord. Baie keer baie vinniger as wat jy gedink het, baie keer sê hy vir jou, wag 'n bietjie, en jy sal die antwoorde kry, ek kan jou dit waarmaak, dit staan in sy woord, hy sal jou antwoord. Nou die 2de hemel, waar die geestelike sfeer is wat ons noem, dit is hierdie gedeelte van
die aarde, in die atmosfeer, dis daai gedeelte. Die buite die atmosfeer, dis waar die derde hemel is. So die tweede hemel is in hierdie gedeelte, soos ons met die vliegtuig vlieg, jy gaan 50.000 voet daai klas van ding, maar dan kom jy op 'n hoogte waar daar nie meer suurstof is. Dis wanneer jy uit die tweede hemel uitgaan en jy in die derde hemel ingaan, om dit so te stel. Nou dis ook die gedeelte waar Satan en sy demone opereer. Want hulle word aangestel, sy demone, om uit te kom, om af te kom na die eerste hemel. Die eerste hemel is ons op die aarde. En hulle opereer hier, maar hulle kan ook niks doen voor hulle nie 'n opdrag van Lucifer gekry het nie. En dieselfde sit met ons geval. As jy tot God bid en hy stuur 'n engel uit, want jy kan dit doen. Die engele kom na jou toe. Hulle opereer ook op die aarde. Maar hulle weet, hulle het 'n taak wat hulle eers moet uitsorg. Hulle moet eers 'n demoon of 2 of 'n ander man gaan uitsorteer. Gaan lees hom maar in Daniël. Daai man het 29 dae beklei. Toe gaan roep hy nog 'n engel. Dus hy kom nou sorg ons hulle vinniger uit. Toe kon hy eers deurkom na Daniël. En dis presies wat met ons gebeur. Ons dink, die Here hoor nie ons gebede nie. Hy hoor dit. Hy werk daaraan. En afhangende wat jy bid, dis hoe hy jou help. Ons weet baie, ons sê daai dinge nie. Bikerswêreld moet nooit vinniger vlieg as jou engel wat saam met jou ry. Of jy wil dit vlieg en of jy wil ry, dis jou verskil. So, dan gaan ons af na die eerste hemel. Dis die fisiese aarde, waar ons as mense is, en ons is geskape na God se beeld. Dis 'n probleem vir die duiwel. Hy hou niks van daai idee nie. Omdat ons as mense met God kan praat, makliker as wat hy, wat hierdie hoë engel was, hierdie stories kan doen. En nou kom ons by die wêreld waar ons as man en vrou lewe. En ons gesag weet ons daarso. God is eerste in jou gesin. Dan is dit die man, dan is dit die hoof, dan is dit die kinders. So werk ons. So werk ook, ek wil amper sê, om het so te stel, jou staatsinstellings ook. Maar ons gaan nou nie daai een reg uitdra nie. Dan onder, waar die mens is met sy skepping, kom ons af na die ryk van die dooies. Nou, as jy doodgaan, waarheen gaan jy? Jy gaan nie dadelik hemel toe nie. Die Bybel leer ons duidelik. Jy gaan na die dode ryk. Daai man op die valperd, hy kom al jou. Die Bybel leer ons Openbaring, daar's 4 van hulle. Die een op die wit perd, een op die rooi perd, en die een op die valperd. So hulle is almal daar. En die man op die valperd is die op die kom al. Nou, as jy afgaan daarna toe, met ander woorde, onthou nou nog, dis nog nie by die oordeel. Ek wil dit nou net vir julle duidelik stel. Jy's nou in die doderyk. Dis gaan ons oor in die eerste oordeel om dit amper so te stel. Die tweede oordeel is eers wanneer Jesus kom, wat ons dan begin by die tweede dood. Want dan het jy jou keuse daar gemaak. Jy gaan na die poel van vuur toe, die ewige hel, en jy gaan saam met Lucifer bietjie Kentucky speel. So jy moet net besluit hoe warm jy wil hê daar. So, en watter flavor jy wil wees. Lemon and herb, of very hot, of chili. Ek kies as jy wil daar. Ek lag altyd jou daai. Want dis hoe dit werk. En dit is dan ook die tweede dood. Want dis waar hy dan kom. En wat ek bedoel by wat hy daarby kom, is, nou kom jy by daai groot oordeel. Wat ons sê, is jou boek, jou naam in die boek van die lewe geskrywe, ja of nee. Daarin moet jy doodseker van maak. Want die saad wat geval het jy mee gegroei, want jy het die woord gehoor, ons almal sê ons is Christene, maar julle weet hoe ek voel oor die naam Christen, so ons is gelowiges. En omdat ons gelowiges is, weet ons ken God en God ken ons. So met ander woorde, as jy daar kom, soos ek al gesê het, dan gaan dit nie vir jou 'n probleem wees. En die Here gaan, Vader gaan die boek oopmaak, hy gaan sê, ja, maar jou naam is Jesus, daar is nie 'n probleem nie. En ons weet, Lucifer gaan jou probeer aantree, jy sê, maar jy het soveel sonde gedoen, en die Here sê, daar is die bloed van Jesus, dis hoekom hy gekom het, baie maklik.
Baie eenvoudig, straightforward. Niks rocket science nie. En jy kan ingaan in die vreugde van jou Heer. So jy het daai saad gevat en jy het hom gelees. Jy het met hom geloop. As jy daai papwiel gekry het, jy geweet wie om te bel. As jy die padkaart gevolg het, het jy geweet waar jy gaan wees. En dit gaan nie 'n ding wees dat jou man of jou vrou iemand anders jou in die hemel gaan kry nie. Dis jou eie verantwoordelikheid. Jy weet, we can't blame it on apartheid. Eenvoudig soos dit. Dit is hoe dit reguit werk. En nou hierdie saad wat jy gekry het, wat doen jy met hom? Vat jy hom, loop jy met hom, en bid jy elke dag. Ja, ek weet, en vra maar vir baie ons ouens wat nou so 'n bietjie, sal ek sê, ekstra gewig opgetel het. As jy nou vir die ou sê, gaan jy nou skielik gym toe en begin jy oefen. Dis 'n moeilike besluit daai. En dis dieselfde in ons geestelike lewe. En dan vra ek vir jou ook, toe ons begin bike ry het. In die begin wou jy net bike ry, dit was baie lekker. Later het jy moeg geraak, later het jy besluit, okay, dit is lekker om te ry. En dis dieselfde met daai oefening. Die goeie nuus is, as jy 'n ding 7 keer geoefen het, of gedoen het, dan begin jy gewoond raak daaraan. As jy by die 21ste keer kom, dan is dit al deel van jou lewe. So, ek weet dit is nou winter, mense wil nie graag vroeg opstaan. Maar jy kan nog steeds lees en bid. Jy kan nog steeds na die woord kyk. Dis die brood van die lewe. Jy kan nog steeds, ons bid dit nie verniet in Psalm 23, gee ons vandag ons daaglikse brood nie. Daai brood is die brood van die lewe. Dis die brood wat jy nodig het. Jy het dit vir daai dag nodig. Of jy dit nou wil weet of nie, want jy ken nie of jy daai aand nog in daai selfde bed gaan slaap nie. Jy weet dit nie. Net God weet dit. Daarom is jou verhouding met hom so belangrik. Dis daai saad wat jy laat groei. Jy kyk na jou verhouding met God. As jou verhouding met God reg is, het jy nie probleme nie. Die oggend as jy opstaan, môre Here, gaan dit met U. Ek het lekker geslaap. Want hy slymer nie en hy slaap nie. Hy is die een wat reeds vir jou wag. Inteendeel, hy is die een wat jou wakker gemaak. Ons besef dit nie altyd nie, maar dis hoe dit werk. So eenvoudig soos dit. Hy is die een wat met jou praat. Nog voor jy al 'n woord gesê het, het hy alreeds gesê, môre. Dieselfde vanaand as jy gaan slaap. Ken God jou. Hy weet presies. Hy weet presies waarop dit neerkom. En nou kom ek by daai ding wat jy sê, okay Here, ek het 'n verhouding met U. Dan sê hy vir ons in Romeine 8, daar is geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, en die wat nie na die vlees wandel nie, maar die gees. Die woord sê vir ons, in die laaste dae sal die ware aanbidders God in gees en in waarheid aanbid. Dis baie belangrik daai. Want jy word wakker, jy vlieg op want jy's laat, en jy dink nie dadelik aan dit wat jy nog moet doen met die Here, Bybel lees en dit nie, want jy's laat. Maar in die gees roep jy al klaar uit. En ek dink baie mense kan daai ding van getuig. Ek kom in hierdie noodsituasie en ek sê, Here, help my. En die Here help jou. Gaan jy terug en sê vir die Here, dankie Here. Ek meen, ons het die 10 malaatses gehad, waarvan 9 nie eers omgedraai nie, net 1 het omgedraai en vir die Here dankie gesê. So net om te kyk na 'n normale ding soos vandag is Sondag, ons sê dit is die eerste dag van die week, kan jy vir die Here dankie sê vir hierdie week wat verby is. Jy weet wat elke dag gebeur het. Jy weet hoe jou dae geloop. Party dae was shanana, jy het dit gelaai. Ander dae was, dit was 'n skewe dag hierdie, ek wil nie graag weer hê nie. En dan bid jy ook vir 'n beter dag, so maklik soos dit. En dan kry jy 'n lekker dag. Jesus, Here, hierdie dag was kwaai, ek het hom gelaai. Dinge het geloop soos ek wil.
wat hy vir ons sê in Psalm 1. Voorspoedig is die weg van die regverdige. En hoor mooi wat ek sê, die regverdige. Hy bedoel daarby hierdie gelowige wat hom ken. Hierdie gelowige wat met God wandel. Hierdie gelowige wat God in alle sake ken. Want God ken jou. En dit is hoekom hy vir jou sê, die wat in die gees wandel, nie in die vlees nie. En die maklike ding daar is oefening. Lees jou woord. Here, wat wil jy vandag vir my sê? Here, wat is jou doel met my in hierdie dag? En ek het julle die voorbeeld gegee van Noag. Noag was nie 'n Christen. Maar die woord sê ons, hy was 'n opregte en 'n regverdige man. As jy God ken, is jy regverdig, klaar. Begin jy opreg lewe. Begin jy om te doen wat jy weet wat reg is. En kry jy die karakter van God. Nou, hoekom ek sê die karakter van God? Want sy gees is in jou en jy begin die sonde te haat. Want dit is hoekom ons 'n oordeel het. Daai oordeel kom van, jy hou nie daarvan om sonde te doen nie. Jy haat die sonde. God gaan ons nie veroordeel oor dit wat ons verkeerd gedoen het. As jy kom op die punt en sê, Here, maar vergewe my, ek wil doen wat U wil hê ek moet doen. Ek wil die regte dinge doen. Met ander woorde, wat wil jy doen? Jy wil die sonde haat. As 'n ding by jou opkom, gaan doen daai verkeerde ding nou eens. Dit is nie in God se karakter nie. Jy stel God eerst in jou lewe. Jy stel sy karakter eerst in jou lewe. Kom ons kyk vinnig na Josef. Josef toe die vrou vir hom sê, om ons gaan kamer toe sê hy, ek sondig nie teen jou nie. Ek sondig nie ook teenoor my baas nie. Ek sondig teen God. Dis die verskil. As jy hom in jou gedagtes het, en jy met hom praat, gaan jy dadelik sê, hierdie ding is verkeerd. Is dit reg by God? Sal God dit toelaat? Ja of nee? En onmiddellik gaan jy by daai punt kom en sê, dis nie wat God van my verwag. En dit is hoekom, presies wat ons nou in daai laaste dae lewe ook, wat ons van weet, die wêreld was boos, die mense was verkeerd. En God het vir Noag gesê, reg, kom. Want jy is opreg en jy is regverdig. So gaan hy jou ook red uit vandag se lewens. En wat ek bedoel daarby is, elke keer kry ons hierdie krimineel, ons kry al hierdie dinge. En hy sê in sy woord, hy sal jou beskerm. Ons ken nie ons Vader, ons ken die seun van die Here. Die Here sal jou seën, die Here sal jou beskerm. Hy sal sy aangesig oor jou skyn en jou genadig wees. Hoekom sal hy jou genadig wees? Omdat jy as opregte sondaar na hom toe kom. En hoe kyk hy na jou? Sy bril wat hy het, is die bloed van Jesus. Amen. En dis daai bloed van Jesus wat jou skoon maak. Dis daai bloed wat seker maak, as jy voor God staan, dan onmiddellik sien hy jou as 'n rein gewaste kind van hom, as 'n rein gewaste persoon. Want hoekom wil ons hemel toe gaan? Wat wil jy daar gaan maak? Ek het dit al behandel, ek gaan dit weer van ons uiteensit, want jy gaan nie net soontoe om te gaan hard speel. Jy dit waarborg, elkeen het 'n job daarso. Dit's klaar. Julle word net op die aarde voorberei om soontoe te gaan, om jou werk daar verder te gaan doen. God het jou nie gemaak om op die aarde 70 of 80 of 90 of 100 jaar te lewe. En dan as jy nou klaar is en jy's nou 'n kind van hom, 'n gelowige, regverdige, alles en dan kom jy daarbo. Nou wat nou? Jy gaan nie daar sit en hard speel en blommetjies pluk, as ek goed doen, vergeet daai een. Wil ek weet jy lei daarvan om tyd te maak. Maar dit is presies hoekom die Here met jou 'n plan het. Hy het 'n plan met jou, nie net op die aarde nie. Hy het 'n plan met jou wat jy in die hemel gaan doen.
Hy het jou nie gemaak om oornag te besluit, hey, dis goed om 'n wen te maak nie. Nee, dit is goed gemaak om gou vir 'n Gideon nie hier op die aarde te sit en sê, hey, jy moet lekker lewe nie. Hy het jou gemaak vir 'n doel vir hom. Ons is hier sy skepsel. Ons is hier gemaak vir hom. En ek meen, daar's 'n baie maklike voorbeeld. Baie van ons hou daarvan om in die natuur te gaan rondloop. En ons kyk na die ekologie, hoe die natuur aan mekaar gesit is. Hoekom het jy die leeu, hoekom het jy cheetah, hoekom het jy die olifant, hoekom het jy die wurmpie, hoekom het jy die mure? Hulle is elkeen daar vir 'n doel. En dis dieselfde met jou en my. God het ons gemaak vir 'n doel. Nie net om bike te ry nie. Nie net om dit te doen. Hy het ons daar gemaak en ons daar geplaas met 'n doel. Ek gaan van ons afsluit met 'n gebed. En ons het nog nie uitgedeel daar nie, maar ons sal by dit kom. Ja. Dan gaan ek net vir ons afsluit. Ons hemelse God en almagtige Vader, Here, U wat ons skepper is, U wat elke mens ken wat U is. U wat met ons wandel, ja Here, nog voordat ons daaraan gedink het. Nog voordat ons as mense wat sondaars was, tot by U woord gekom het en besef het, maar U is die weg, die waarheid en die lewe. U alleen is ons God. En ons loof U daarvoor, dat U met ons 'n verhouding wil hê, dat U met ons 'n pad wil stap, dat U ons nie net hier geplaas het, omdat U weet, U is ons God. U is ons skepper. U is die een wat die mens by die hand vat. U is die een wat die mens lei. Ons loof U daarvoor, Vader. Ons prys U daarvoor vir die liefde, vir die seëninge, vir U teenwoordigheid. En dan kom ons ook by U woord, want daar staan geskrywe, die Here sal jou seën en die Here sal jou beskerm. Die Here sal sy aangesig oor jou skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou skyn en aan jou vrede gee. Ja, hy sal jou gebede hoor en verhoor. En hy sal vir julle die shalom vrede gee. Die vrede wat alle verstand te bowe gaan. Want dit is net U Gees wat dit kan doen, Vader. En ons vra dit alles van U in die naam van Jesus Christus, van Nasaret die Nasareene. Ons dankie daarvoor. Amen. Dankie julle.